Denise het iets wat sy met die gemeente wil deel, heeltemal in lyn met die strekking, so hoorlik wat die Here deur haar taal vir jou wil sê vanoggend. Ek het nie 'n idee gehad van ek moet kom en praat nie, maar toe ons hier staan en sing, toe sê die Here vir my, jy moet nou praat, want ek sê vir jou, jy moet dit doen. En ek wil net sê, hier's baie mense van ons in die kerk, selfs my familie, selfs ek, wat baie hardkoppig kan wees en dink, ek kan dit doen. En jy het 'n sense of entitlement ontwikkel, dat die kerk skuld jou iets, jy het 'n sense of entitlement, en die Here sê vir jou, jy kan elke keer hier voorkom staan, en bid dat die Here jou help, en bid dat jou omstandighede verander, en bid dat jy gesond word. Jy gaan nie gesond word, as jy 'n entitlement het van die kerk, of die Here skuld jou iets nie. Verander dit, hoe jy dink, verander dit, jy verstaan nie hoe die Here vir ons gaan humble, op 'n manier dat jy nie gaan kan opstaan, want jy is te hardkoppig om te besef, jy het nie 'n entitlement nie. Dit wat jy het, gee die Here vir jou op genade. Ek myself is baie hardkoppig, van my man. Maar ek het gevas en ek bid al baie lank. En die data is daar. Ek het elke dag al vir 4-5 weke wat ek neerskryf. Ek het suikersiekte, tipe 2. En ek sukkel en ek is kwaad en naderhand raak jy bitter. Jy raak bitter vir die mense by die kerk. Jy raak bitter vir die kerk. Jy raak bitter vir die Here, want hoekom moet ek sukkel? Hoekom? Wat het ek gedoen? Tot ek besef het, hoe entitled ek dink ek is. En ons het gevas, en ons het gebid, en ek kan hier staan vandag, ek het nie meer suikersiekte nie. Ek het al van 101 kilos na 80 kilos toe gegaan. Nie omdat ek dink ek is special nie, maar dit wat die Here vir my gewys het, en vir my gehumble het, en gesê het, jy kan nie dit op jou eie doen nie. Jy gaan jouself simpel leer vir skooltoetse. Jy gaan daai toets skryf, en dit tel nie punte nie. Want jy het gedink, jy gaan dit op jou eie doen, en toe wys die Here vir jou. Jy moet heeltemal gehumble word, jy is nie entitled nie. En dit is wat die Here vandag vir my gesê het. Die woord van die Here sê, die oor het om te hoor, laat hom hoor. Goed, my voorreg om die woord vir jou te bedien, en is alles in lyn, reeds met hoe die Heilige Gees gewerk het, en is kosbaar as die Here die diens lei. Verstaan jy dat die Here met jou 'n afspraak het volgende? Hallo? Alright. Jou buurman of buurvrou is amptelik aangesê om in jou dop te hou om nie te slaap, terwyl die diens aan die gang is. Is dit reg? Goed. Psalm 32 is 'n wonderlike psalm. Dit beskryf die las van verborgde sonde, maar dit beskryf ook die vryheid wat daar kom deur belydenis. Dawid het hierdie psalm geskryf nadat hy die gewig van sy onbelyde sonde self gevoel het. Maar later het hy ook die vreugde ervaar toe hy sy sonde voor God bely het. Skryf hy hierdie psalm 32. Ouers, ek wil vir jou sê, soms is die letsels wat sonde los duidelik op mense se gesig sigbaar. Soms is die letsels wat sonde los duidelik in mense se liggame sigbaar. Jy kan dit sien. Mense wat onder 'n swaar las gaan. Sonde plaas 'n geweldige las op die mens. En as daar sonde in jou lewe is en jy besig is met sondige dinge, dan word daai las swaarder en swaarder en dit los letsels. Soveel so dat jy dit in mense se gesig kan sien of in hulle liggame is dit sigbaar. So ons praat vanoggend daaroor en ek wil begin
deur met jou te gesels oor hierdie Psalm, ons gaan so deur hom werk. Die seën van vergifnis. Vers 1 en vers 2. Die seën van vergifnis. Dawid begin sy Psalm met goeie nuus. Hy begin met 'n wonderlike verklaring van vreugde en dan sê hy in vers 1 en vers 2 sê hy: welgeluksalig is hy wie se oortredinge vergewe, wie se sonde bedek is. Welgeluksalig is hy wie se oortredinge vergewe en wie se sonde bedek is. Welgeluksalig is die mens aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken en in wie se gees geen bedrog is nie. Welgeluksalig, dis 'n vreugdevolle stelling. Hulle wie se sonde vergewe is en aan wie die Here dit nie toereken nie. So in hierdie woorde ook, in hierdie sin gebruik Dawid 3 verskillende woorde om die wangedrag van die mens te beskryf. Hy praat van oortreding, hy praat van sonde, hy praat van ongeregtigheid. Hy gebruik 3 woorde om die omvang van die mens se wangedrag te beskryf. Maar dan gebruik hy ook 3 woorde en hy lig uit wie God is. Dan praat hy van vergewe, wonderlike woord. Die las word van jou afgelig. Die woord vergewe, ouens, beteken letterlik om op te lig of om weg te dra. Weg te vat, af te lig, weg te vat. Dis vergifnis. So die las word van jou afgelig wanneer God jou vergewe. Wanneer hy jou vergewe, dan daai swaar las, dan word dit gelig van die siel af. Dan praat hy van bedek. Die skuld word deur God se genade weggesteek. Ouens, nou moet ons verstaan, Dawid skryf in die Ou Testament. In die Ou Testament is sondes bedek. Julle weet dit, met die offerstelsel, dan is dit bedek. En dan volgende jaar moet hulle weer vergifnis doen met die offers, dan word die sonde bedek. Na Jesus se kruis word sonde weggeneem. Ons weet dit. Maar hy skryf in sy konteks en hoe hy dit verstaan, bedek. Sonde wat bedek word. In sy gedagte is dit word weggeneem, maar ons weet, Jesus het gekom om die sonde weg te neem. Hy bedek dit net nie, dis weg. As if it never happened. Dis wanneer God vergewe. En dan die derde een is, hy reken dit nie toe nie. Ja, ouens, ek en jy, ons as mens, kan ek 'n Engelse woord gebruik. Ons weet hoe om skor te hou. Mans, wie van julle is 'n vrou aan sy skor? Okay, wag, nou gaan ek julle nie boe. Vrouens kan skor hou. Kyk, kom maar net so belig te dra. Ons mag nie skor hou nie. Vriende, mag nie skor. Gaan jy vergewe, maar nie vergeet nie. Ons het nou dag al gepraat by die vergifniskursus. Dis nonsens, vergewe en vergeet. Kan nie, of ek vergewe jou, gaan nie vergeet nie, dan het jy nog nooit vergewe nie. Maar ons as mens, ons hou dit teen mense. Wanneer by God kom sê hy, ek reken dit nie aan jou toe nie. Hou dit nie meer teen jou nie. Wil iemand nie sê amen of prys die Here? As God dit sou teen ons hou, ouens, dit was my lysie seker die langste. Of joune dalk langer as myne. Verstaan jy hoe lank sou ons lysie gewees het? As God teen die sondes teen jou gehou het. Dit sou bitter sleg met ons gegaan het. Welgeluksalig is hy wie se oortredinge vergewe, wie se sonde bedek is. Welgeluksalig is die mens aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken en in wie se gees geen bedrog is nie. Welgeluksalig, hoor jy die woord? Welgeluksalig. Almal wil gelukkig wees, almal wil hê dit met jou wel gaan. Almal soek saligheid. Hier's 'n fantastiese Afrikaanse woord. Welgeluksalig. Dis al die komponente in mekaar. Ouens, dis 'n diep blywende gevoel binne in jou hart. Dis nie 'n tydelike emosie. Nou voel ek goed en dan sit weer kan. Nee, welgeluksalig is 'n diepgaande geestelike toestand. Gaan kyk hoe lyk suur mense wat deur die lewe gaan. Hulle gesig is ook suur. Dis 'n toestand hoe hulle leef. Hulle is altyd suur. Altyd knorrig.
Maar iemand wat welgelik salig is, wat dit ervaar, dis 'n konstante geestelike toestand. Daar's altyd 'n glimlag. Daar's altyd 'n ligtheid. Daar's altyd hemel. Ja, selfs in moeilike omstandighede. Sien julle die verskil? Dit kom hierop neer dat die gelukkigste persoon op aarde is nie noodwendig die rykste persoon, of die mees suksesvolste persoon, of die magtigste persoon. Die gelukkigste persoon op aarde is die persoon wie se sondes deur God vergewe is. Dis die gelukkigste persoon. Praat ek vanoggend met gelukkige mense? Julle klink verskriklik excited. Praat ek met gelukkige mense? Ja! Dink vir 'n oomblik. God het al ons sondes opgeskryf en teen ons gehou. Dit sou ons bitter mense gemaak het. Hierdie vergifnis word gevind in Jesus Christus. Ons weet dit, die prys wat hy vir jou en my betaal het. Hy het ons versoen met God. Hy het daai skuldlas, daai lang briefie, wat die vyand opgetel het, en waarmee hy ons wil aankla, daai is aan die kruis vasgenaal. Jesus het al daai sondes geword. Hy het die volle prys betaal. Sondes is nie onder die mat ingevee nie. Die prys is betaal. Maar omdat hy die volle prys betaal het, het ek en jy vergifnis, want daar is nie meer skuld uitstaande nie. Daar het nie 'n bietjie rente oorgebly nie. Niks is uitstaande nie. Dit is volbring. En ek en jy stap vry weg in die Here. Kan jy net weer eens besef, hoe gelukkig is jy as God jou sondes vergewe het? Kom ons kyk na die ander kant. Ons kyk na die ellende van verborgde sonde. Dis vers 3 en vers 4. So Dawid begin met positiewe nuus, maar dan in vers 3 en vers 4 kom Dawid en hy praat met ons in sy Psalm oor die tyd voor hy sy sonde bely het. Hoor wat sê hy? Psalm 32 vers 3 sê, toe ek geswyg het my gebeente uitgeteer in my gebrul die hele dag. Want u hand was dag en nag swaar op my. My murg het verander soos deur somergloed. Dawid beskryf wat met hom gebeur het toe hy geweier het om sy sonde te bely. Hy sê, toe ek stil gebly het, toe ek geswyg het. Ouens, hierdie stilte was nie 'n stilte voor God en 'n stille vrede nie. Dit was 'n stilte, hy het stil gebly. Daar was verwydering. Dit was die stilte van verwydering. Die stilte van skaam, die stilte van skuldgevoel. Daar het geweet wat hy gedoen het, was verkeerd. En ons weet van die een groot oortreding. Hy het geweet wat hy gedoen het is verkeerd, maar hy probeer voortgaan sonder om dit te konfronteer. Toe ek stil gebly het, toe ek net probeer aangaan het met my lewe en my sonde stil gehou het, het daar iets met my lewe en my liggaam gebeur. Weet julle wat baie mense doen vandag presies dieselfde? Hulle hoop dat hulle probleem, as hulle dit lank genoeg ignoreer, dan hoop hulle dat daai probleem sal verdwyn. Kom ek gaan net aan. Dis dalk nou nie so groot saak nie. It's not that big an issue. Kom ek ignoreer dit, dalk gaan dit weg. Wat het Denise, die woord wat sy met ons gedeel het, was, moenie entitled voel nie. Moenie net aangaan en stil bly daaroor. Wanneer jy sonde ignoreer, dan word daai las swaarder en swaarder en swaarder. Dit gaan nie vanself verdwyn nie. Onbelyde sonde
beïnvloed die hele persoon, jou hele mens wees. Kom ek lig dit vir jou uit. Jou hele mens word beïnvloed deur onbeleide sonde. Op geestelike vlak, ouens, jou verhouding met God raak gespanne. Onbeleide sonde bring onvrymoedigheid. Jy is nie meer vrymoedig nie. In daai oomblikke word gebed, word moeilik. Jy sukkel om te bid. Dit is moeilik om te bid. Dit begin vir jou voel asof God ver is. Maar mense sê bid teen 'n plafon vas. En weet wat gebeur? Die uiteinde van dit, kort voor lank, hou jy op bid. En dis wat die vyand wil hê. Jy is onvrymoedig, God voel ver, niks help nie. En dan sê jy, wat help het om te bid? En dan begin jou gebedslewe agteruit gaan. En kort voor lank hou jy op bid. Dis geestelik wat met jou gebeur wanneer daar sonde in jou lewe is. Emosioneel. Dawid skryf hier in sy psalm en hy praat van 'n konstante gekerm, 'n gebrul. Dis 'n emosionele, Engels praat van turmoil. As 'n wroging in jou binneste. Die lewe is swaar en alles is swaar. Emosioneel is daar skuld. Ouens, as jy skuldig voel, steel dit jou vrede. Dit steel jou vreugde. Dit bring angs. Dit bring skaamte. Dit bring verwydering. En dan op fisiese gebied, jou liggaam. Hier sê Dawid, my gebeente het uitgeteer. Fisies kon hy die las van sy sonde in sy liggaam voel. Die stres en gewig van verborgde sonde, ouens, het Dawid se liggaam beïnvloed. Kortweg gesê, kan ek dit vir jou prontuit sê, sonde vreet jou op. En sonde kan ook siekte bring. Kan ook siekte bring. Ek sê nie alle siekte is sonde nie, nee? Verstaan my reg. Moenie hoor wat die vyand wil hê jy moet hoor nie. Nie alle siekte is sonde nie. Daar kan aanvalle wees en. Maar sonde kan ook die oorsaak wees van siekte. En in daai geval, al sou mense vir jou bid, wat hier gesê het, ons kan vir jou bid, tot ons blou is in die gesig. Jy kan vas, jy kan alles doen, totdat jy jou sonde bely, dan sal God jou eers genees. As jou siekte as gevolg is van jou sonde, deel dan met die sonde, en dan sal die siekte verdwyn. Hoor julle die konteks? Maar sonde kan versekerde invloed op jou liggaam hê. En dan sê Dawid, hy sê, God se hand was swaar op my. Nou dit was nie bedoel as straf om hom te vernietig. Jy wil nie luister nie, ek sal jou in die grond, nee. God se hand wat swaar op hom was, is eintlik God se liefdevolle dissipline. Wat sê, kom terug na my toe. Lord, show me your way and lead me back to you. Dit is hoekom God se hand swaar op hom was. Hoekom God nie net weggestap het en gesê, ek los jou in jou sonde nie. Jy wil nie bely nie, so gaan nou maar net aan. Nee, die Here is heeltyd daar. Maar Dawid sê, ek is bewus van God. Ouens, jy weet, as jy besig is met verkeerde dinge, weet jy, want die Heilige Gees kom en sê, los die goed. Dis daai hand van God wat op jou rus. Wanneer ek en jy weier om ons sondes te bely, dan dra ons 'n las wat God nooit bedoel het, ek en jy moet dra nie. Hoor mooi. Gelukkig was daar 'n keerpunt in Dawid se lewe. Vers 5 van Psalm 32. Is daar 'n keerpunt in Dawid se lewe en hy sê, my sonde het ek u bekend gemaak. Eers het hy stil gebly. Nou is daar 'n keerpunt. Hy sê, my sonde het ek u bekend gemaak. My ongeregtigheid het ek nie langer bedek nie. Ek het dit nie net geïgnoreer en gehoop dit gaan self weg nie. Ek het gesê, ek wil aan die Here my oortredinge bely. En hy het. En u het die ongeregtigheid van my sonde vergewe.
Kyk gou hoe eenvoudig is die keerpunt in jou lewe. Ouens, jy voel partykeer so ver van God af, jy weet nie hoe om terug te kom nie. Hier is die resep, en dit is so eenvoudig. Nommer 1, Dawid sê, ek het dit erken. Ja, Here, ek het teen U gesondig. Here, dis nie die skuld van my pa en my ma nie. Dis nie die mense by die kerk wat my teleurgestel het nie. Dis nie dit nie, dis nie dat nie. Ek, Here, het teen U gesondig. Begin by erkenning. Los jou Denise getuie se woord. Los jou entitlement. En sê, Here, hierdie mens het teen U gesondig. Dawid sê, ek het nie weggekruip nie, ek het nie verder bedek nie. Wat doen ons ouens as dinge verkeerd, as jy besig is met verkeerde dinge? Jy raak weg. Jy raak vir die Here weg, jy raak met die kerk weg. Jy's weg. Moenie weghardloop nie, moet dit nie wegsteek nie. Ek het my sonde erken, ek het nie meer dit verberg nie, of onder die mat ingevee of ignoreer die Here, en ek het dit bely. Here, dit wat ek gedoen het, is verkeerd teenoor U heilige standaard. Ek is jammer, Here. 'n eenvoudige proses, en in 'n oomblik as jy terug by God, is God weer naby jou. Hoekom? Want die vergifnis was onmiddellik. Onmiddellik toe Dawid sy sonde erken, en dit nie langer wegsteek nie, en bely voor die Here, onmiddellik is God daar. Onmiddellik. Onmiddellik. God het nie gehuiwer nie, hy het nie getalm nie. Die oomblik toe Dawid sy sonde bely, daar dieselfde oomblik het God sy vergifnis gegee. Die oomblik wanneer ek en jy, en miskien wanneer ek nou hier praat, dink jy nou aan groot goed. Ouens, sonde is nie net groot goed nie. Sonde is ook die goed wat jy veronderstel is om te doen en dit nie doen nie. Wanneer jy God se standaard mis, dis die ding, you're missing the point. Dit wat God vir jou lewe bedoel het, en jy het allerhande verskonings, so sonde is nie net verskriklike sondes nie, dink aan alles. Groot sonde is ek haat jou, ander sonde is ek het my vervies vir jou, maar ek bly vir 3 weke vies, dis ook verkeerd. Dit klink net bietjie beter as haat, maar vies en haat is sonde. Verstaan jy, as ek daarmee loop en nie daarmee deel nie. Hoor jy wat ek sê? En die oomblik wanneer ons na die Here toe kom en sê, Here, ek bely dit, jammer, Here, ek besef nou. Niemand skuld, die wêreld skuld my nie, ek moet na myself kyk. Bedoelende, die woord sê, werk jou eie heil uit. Here, ek het 'n verantwoordelikheid, ek weet wie U is, ek weet wat die woord sê, ek weet wat van my verwag word, en ek het dit nie gedoen nie, ek is jammer, en hy sal oomblik, is God se vergifnis daar. Is dit nie wonderlik nie? Hoe lank moet die Here vir jou en my wag te tydkeer, om tot by die keerpunt te kom? Maar wanneer ons doen, is hy onmiddellik daar, hy laat nie dan op hom wag nie. Die ons nie 'n groot God nie. Ja, jy moet beter aan myself dink, man. Yes, ons dien 'n wondergod. En die gelukkigste mens is die persoon wie se sonde vergewe is, teen wie God die ongeregtigheid nie meer hou nie. Die kern van die evangelie boodskap is juist dit, ouens. Die grootste sondaar, vergewe hy. Gehoorsaamheid bring beloning. Ons kyk hoe lyk seun wanneer jy eerlik voor God leef. Vers 6 en vers 7. Daarom sal elke vrome U aanbid in 'n tyd as U te vinde is. Ja, by 'n oorstroming van groot waters sal hulle nie aan hom raak nie. U is 'n skuilplek vir my. U bewaar my vir benoudheid. U omring my met vrolike gesange en bevryding. Sien jy, hier swaai iets? Hy sê wat het met hom gebeur, sy gewend het uitgeteer, toe besluit hy, maar ek gaan dit voor God, en onmiddellik is God naby, en onmiddellik hoor hy weer sy God se stem, en onmiddellik praat die Here weer met hom, en omring hom met vrolike gesange, en daai las val van jou skouers af.
In plaas om vir God, daarvan om vir God weg te kry, vind ons toevlug by die Here, wanneer ons eerlik met hom is. Sondebelydenis is bevryding, ouens, en dit bring transformasie. Voorbelydenis, wat vind jy? Daar is 'n gekerm, daar is 'n gebrul, daar is 'n onstuimigheid, daar is 'n droogheid, daar is 'n swaar las voor belydenis. Na belydenis is daar beskerming, daar is verlossing, daar is vreugde, daar is lofliedere, daar is dans voor die Here. Ek het in die begin vir jou prentjie gewys, elendig, in onbelyde sonde of vrolik, na jy jou sonde bely, jy kies. God leer en lei weer. Vers 8 en vers 9. Na belydenis is God nie meer ver nie. Dan kan jy nou weer God se stem hoor. Baie mense sê, ek hoor nie God se stem nie. Gaan kyk na jou lewe. Dis baie moontlik. Hoor my woordkeuse. Dis baie moontlik dat jy sonde het, jy die punt ergens gemis en God het net stil gebly. Maar wanneer jy bely en eerlik voor God lewe, sal jy sy stem hoor. Kom ons lees vers 8. Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee, my oog sal op jou wees. Die Here sê, ek sal weer met jou praat, ek sal jou weer lei. I will show you the way. Maar dan sê hy, moenie soos 'n perd wees, soos 'n muilesel, wat geen verstand het nie. Want 'n perd en 'n muilesel moet jy tem, met toom en teels, as tuig, anders kom hulle nie. Sodra ons sonde bely, ouens, word jou verhouding met God herstel. Kan jy weer duidelik hoor. Dan waar is die Dawid, dan praat hy hiervan. Kom verwys hy na die perd wat nou getem moet word. Ouens, al wat hy sê is, ons moenie soos koppige diere wees. Soos koppige diere wat harde beheer nodig het nie. Jy moet 'n stang in die bek sit, jy moet daai stang klip, harde beheer nodig het nie. Ons moenie soos 'n koppige dier wees wat God hard met ons moet werk nie. Ons moet gewillige harte hê. Dat die Here sag met jou kan werk. Dat gehoorsaamheid net kan vloei. Die finale kontras, vers 10 en vers 11. As jy gewonder hoeveel verse het die Psalm, strek by vers 11, al so 100 verse. Kyk gou vinnig in die Bybel, ek praat net 'n grappie. Daar is net 11 verse. Die finale kontras. Psalm 32 vers 10 tot vers 11. Die goddelose het baie smarte. Die woord is reg, ouens. Die goddelose het baie smarte, maar hy wat op die Here vertrou met goed en tierenheid sal hy hom omring. Daar's 'n goeie plek vir amen. Kan ek dit weer lees, dan vang jy hom. Die goddelose het baie smarte, maar nou niks sien. Maar hier kom hy nou. Maar hy wat op die Here vertrou met goed en tierenheid sal hy hom omring. Amen. Julle het hom. Wees bly in die Here en juig oor regverdig is. Hoekom sing ons so lekker? Hoekom is ons vrolik? Hoekom sit ons daai musiek in die kar nog harder? Wees vrolik en bly oor regverdig is en jubel alle opregtes van hart. As jou hart suiwer is, het jy 'n nuwe lied om te sing. Ouens, ek wil afsluit. Hier's dit. Elke mens het 'n keuse. Daar's 2 paaie wat jy kan kies. Pad nommer 1. Die pad van verborgde sonde. As jy daai pad wil stap, gaan jy hartseer beleef. Smart, 'n gebrul, 'n gebeente wat uitteer, liggaam wat sieklik is. Skuld, jy sal ewig onder skuld. Skuldgevoel. Die las van 'n skuldgevoel maak jou mal. Jy is verwyder van God. God voel altyd ver. En dan is daar 'n ander pad. En dis die pad wat Dawid hier vir ons eintlik uitlig om te sê, kies hierdie ene.
Bly jou keuse, maar kies hierdie ene. Die pad van belydenis en vertroue. Wanneer ek my sonde bely, wanneer ek weet wanneer ek verkeerd gedoen het en vinnig na God toe hardloop, dan vind jy genade, dan vind jy vergifnis, dan vind jy vreugde. Psalm 32. Sonde wat verborge is, bring ellende. Sonde wat bely word, bring vreugde. Wanneer ons weier om ons verkeerde optrede te erken, ouens, daai erkenproses is wat Denise van gepraat het. Jy's partykeer so entitled, jy weet, is nou Engelse woord, jy weet wat dit beteken, entitled, jy's so entitled in jouself om te erken dat jy 'n fout het. God ken jou hart, man, jy hoef dit nie weg te steek nie. En wanneer ons weier om ons verkeerde optrede te erken, ouens, dan gaan jy aan 'n swaar las dra. Weet dit is hoe dit gaan wees. Wanneer jy eerlik voor God wandel, gaan God daai las lig. Hy gaan jou omring met goedertierenheid. Jou swaar gesig gaan verander in 'n glimlag en vrede. Die uitnodiging vir hierdie psalm is eenvoudig. Moenie vir God wegkruip nie, kom leef eerlik voor hom. Het die Here nie vanoggend alreeds, voordat ek die woord gebring het, die Here het ons nie geroep vanoggend om eerlik te wees met hom nie. Die Here het regheid en eerlik vanoggend met ons gepraat. Kan ek afsluit met hierdie gedagte? Wie van ons hier, ek ingesluit, kan 'n hand opsteek en sê, ons is sonder sonde? Niemand kan 'n hand opsteek nie. Niemand van ons is sonder sonde nie. As 'n groot verskil tussen moedswillige sondes, mag God gee dat nie jy of ek moedswillig sondig nie. Maar in ons menswees, in ons swakheid, in die natuur wat heeltyd wil trek hierkant toe, maak ons partykeer droog. Wat is ons dan veronderstel om te doen? Wat is ons kennis en openbaring van God? Is hy hierdie wreedaard wat net wag vir jou elke dag? Ek wag net dat hy droog maak. Ja, gehoor mense praat van die blinde sambok. Wat is 'n blinde sambok? Waar kom ons aan daai nonsens? Wie gebruik die blinde sambok? Nou dat ek daaroor dink. Ons praat snerp partykeer, ouens. Hou op met daai ding, want ons mense die denke, nee, die man daarbo, ek nou seker ek het nou seker weer iets verkeerd gedoen. Moenie so van God praat. Want dit is nie wie hy is nie. Jesus het jou so lief, hy weet wie jy as mens is. Hy sê gedagtig daaraan dat ons stof is. God weet, ons is nie perfek nie. Hy verwag ook nie perfeksie nie. Hy verwag 'n strewe na heiligmaking. Hy verwag 'n rein hart. Hy verwag 'n eerlikheid. Hy verwag gehoorsaamheid, nie perfeksie nie. Maar gedagtig daaraan dat ons stof is, het God lankal, nog voor die grondlegging van die wêreld, was sy plan om jou en my 'n uitkoms te gee. En Jesus sterf 'n wrede dood, sodat ek en jy vergewe kan word. En dan is daar 'n vers wat sê, die bloed van Jesus reinig ons voortdurend. En nou sê die Here, dis die laaste uitnodiging, in Jesaja 1 vers 8 of 18, sê die Here, my kind, wanneer jy wel iets doen, jy gaan dit weet. Want ons begeerte is om hom te behaag, en wanneer ek dit verkeerd doen, weet jy het verkeerd gedoen. Dan sê die Here, kom my kind. Moenie wegkruip nie, moenie weghardloop nie, moenie dit wegsleep nie. Kom na my toe, kom praat met my, laat ons die saak uitmaak. Kom deel met my jou hart. En dan as daar eerlikheid betrokke is, dan is hier 'n belofte. Al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol.